Halleluja, Jesus. Halleluja. As julle bly by die huis van die Here te wees. Amen. Altyd lekker om in die huis van die Here te wees. Altyd lekker. Skyp as julle 'n bietjie nader skyp, dan lyk dit of ek baie is. Die wat, dis awesome net in die teenwoordigheid van die Here te kom. Ek wil gou, voordat ek woord bedien, kom ons maak 'n deel van my woord. Vandag wil ek met jou 'n bietjie gesels. Wat maak jy met die seisoen wat jy in is in jou lewe? Wat maak jy met daardie seisoen wat jy in is in jou lewe? Wat maak jy met dit? Almal wat vir my gebid het, toe my bloeddruk weer 200 gegaan het, ek sê vir julle baie dankie. Joey, Juliet, hulle wat by hospitaal toe is, en daar gesit en wag het, en al die toetse wat gedoen is, weet wat, ek het net toegelaat dat die vyand oor my steel. Amen. Terwyl ek die bloeddruk gekry het, toe voel dit compleet soos die derde beroerte wat ek gehad het. 'n groot beroerte. En ek dank die Here, alles is onder beheer, en ek haal weer asem, en ek is weer vrolik, en ons kan weer aangaan. En ek dank die Here daarvoor, so dankie vir elkeen wat vir my gebid het. Awesome. Terwyl ek Woensdag by die huis toe was, en ek het daar by die huis gelê toe, praat ek met iemand op die telefoon, en ons praat oor soul ties. Nou ek het 'n ander interpretasie oor soul ties wat baie mense het, want soul ties gaan basies oor jou seksuele agtergrond met ander vrouens of ander vrouens met ander mans en daai dergelike ding, en dit moet gebreek raak. Die dag wanneer jy nou met jou vrou gekry het waarmee jy gaan trou, en jy het nou met soveel vrouens saam geslaap, so jy het een geraak. Die woord sê ons een, is ek reg? Ok, so ek verskil. Want jy sien, as 'n soul tie net is met seksuele dinge, wat gebeur met dit wat jy aanbid? Wat gebeur met dit wat vir jou die belangrikste is bo God? Is jy nie intiem met dit nie? Is dit ook nie deel van 'n intimiteitheid wat jy verkies bo Jesus nie? Vanoggend toe ons daar agter is en ons bid daar so en hom praat van 'n sigaretjie, en hy van 'n doppie of 'n drink, is dit, en as jy dit 'n afgod maak, Norman het self gesê, hy was 'n volslae alkoholist. Elsa het al vir ons vertel, wat het jy gedrink? Vodka. Sy het 'n bottel vodka gehad. Is dit nie 'n soul tie gewees? Het jy nie intiem met daai bottel verkeer? Was hy nie vir jou belangriker gewees as God nie? Saam wat ek bedoel, so dis 'n soul tie wat moet gebreek raak. So kom ons gaan terug en dan sê ek, Here, ek breek elke soul tie van my verlede. Here, ek breek elke soul tie, enige iets wat belangriker was met wie ek intiem verkeer het as met U. Amen. Is dit nie dit dan? En ek en die ou praat en ek sê vir hom, dit is hoe ek het sien. Hy sê vir my, Terry, eintlik is jy reg. Ek sê, maar ek kan dit nie anders te sien. Want ek kan nie, as jy nou afgaan oor seks, wat doen jy wat syk? Wat doen jy wat dwelms gebruik? Wat is die skinder? Wat is die verskil? Jy wat steel, jy wat moord pleeg. Jy het intiem geraak met daardie ding, wat jy het om beplan, jy het met hom 'n pad gestap. Jy het 'n pad met hom gestap. So ek wil vanoggend vir jou vra, wat maak jy met jou seisoen, wat jy in is by God? 'n Seisoen is net 'n tydperk lank. As ons dan kyk na Prediker 3, Proverbs 3. Let's open our Bibles, Proverbs 3, Prediker 3. En hierdie gaan alles oor jou seisoen, en dit gaan oor jou tyd wat jy vertoef in hom. En ek wil vandag vir jou sê, jy en jy alleen bepaal hierdie tydperk wat jy in hierdie seisoen is.
Dis dieselfde met die soultie. Ek kan nie die soultie vir jou breek nie. Jy moet hom self gaan breek. Jy moet self sê tot hier toe en ek stop tot hier toe en dit is verby. En jy moet sê, Here, ek maak my vry van dit af. Amen. Ons praat vanoggend, ek dink, praat ons in die kar en Magda vertel my 'n storieetjie en ons kom toe af dat een van die girls wat ons op 'n vry ding gedoen het op Dwelms, daai jare terug, ek en ma, en sy is weer terug op dit. Dis hartseer. Dis so 'n mooi vrou. So 'n mooi vrou. In Prediker 3 vers 1 sê vir ons Prophets 3 vers 1, hy sê, alles het sy bepaalde uur. Alles, hy maak 'n belofte van jou. Alles het 'n bepaalde uur. Jou seisoen het 'n bepaalde uur. En jy gaan daai bepaalde uur gaan jy bepaal met so lank as wat jy aangaan met dit wat jy met daai soultie gemaak het. Daai seisoen van jou gemaak het. Totdat die Here vir jou gesê, jy vir die Here sê, Here, maak my vry. Here, ek is vry. Here, ek wil wegstap en jy stap in 'n nuwe seisoen in saam met Jesus. Amen. Want hy sê verder, en vir elke saak onder die hemel is daar tyd. Baie kere bly ons langer in daai seisoen as ons wil, omdat God ons ook daar hou. Want ons is nog nie gerelease nie. Ons is nog nie gerelease nie. En daarom, hy sê vers 2, hy sê, as 'n tyd om gebore te word. Wat vir my, ek praat oor wat ek ondervind, volgens toe op die woord sit en ek lees dit weer, en ek sê, Here, daar's 'n tyd om gebore te raak. Hierdie ding, hierdie seisoen is gebore vir my, maar ek het ook, hy sê verder, en daar's 'n tyd om te sterwe, so daar's 'n tyd om uit hierdie seisoen uit te beweeg. Maar ek en jy wil vashou aan hierdie seisoen, want hierdie seisoen is te lekker in my lewe. Ek kan hom nie laat gaan nie. En jy alleen bepaal wanneer jy hierdie seisoen wil stop en saam met die Here, en die Here gaan jou vrymaak. Normaal het volgens weer iets raak gesê, hy sê toe hy die drank gelos het, toe hy sigarette gelos het, toe het hy nie eens onttrekkende simptome gekry nie. Het julle geweet waarin lê die genesing in verslawing? Hierdie substance om jou te help om van dit ontslae te raak, om deure te kan werk. Amen. Daardie beproewinge wat op jou pad kom, dit wat jy tussen dwelms, as jy dwelm verslaafd is, om tussen daai dwelms te wees, jy moet kan nee sê. Jy moet 'n wilskrag hê. Jy moet kan sê, Here, ek is klaar. Hierdie seisoen het ek afgesluit in my lewe. Ek stap uit, ek stap vry hierso vandag. Want hy bemaak jou beloof, hy sê, alles het 'n bepaalde uur. Alles, elke saak onder die hemel, is daar 'n tyd voor. En ek dink toe weer terug aan die 7 kruiswoorde, en ek dink aan die 4de kruiswoord, my God, hoekom het U my verlaat? En dit kom weer by my op, Jesus was vir 'n seisoen van 3 ure, was hy in die donkerte gewees, toe hy vir ons sonde geword het. Hy het sy seisoen gehad, maar toe hy gesê het, ek is dors, toe hy beweeg na 'n volgende seisoen toe. Amen. Toe hy hom uitgehaal daar. Toe sy vader vir hom gesê, ek release jou, ek maak jou skoon. En is dit nie wat God met my en jou wil hê nie? Amen. Is dit nie wat God wil hê? Alles het 'n bepaalde uur, vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Daai uur wat in jou lewe is, wat doen jy met hom? Daar kom ons doen wat hy sê, hier is 'n bepaalde uur. Nou, ons weet hoe lang daai uur is, want as ons verder gaan kyk, kom ons kyk gou by 2 Petrus 3. 2 Peter 3. Peter 3 vers 8. 2 Petrus 3 vers 8. Vers 8, hy sê, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, my geliefdes,
Die een dag by die Here is soos 1000 jaar. So daardie 1 uur kan 1000 jaar by God wees. Maar 1000 jaar kan 1 uur by God ook wees. Want hy sê verder, hy sê dat 1 dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos 1 dag. So daardie bepaalde uur wat ons het wanneer ons besig is om vry te raak uit hierdie seisoen uit, is 'n bepaling tussen jou en God. Is 'n pad wat jy met jou en God stap. Wat jy gesê het, Here, ek wil met jou 'n pad stap. Here, ek wil vry wees. Here, ek wil gerelease wees. Here, die seisoen is verby. Amen. Want jy kry 4 seisoene in ons lewe op die aarde. En 'n vrou het al 4 seisoene in 1 dag. Amen. Lyk jy daai in? Geen wonder julle is 'n wonderwerk nie. Die Here het julle special gemaak. Ons moet gaan ondersoek instel. Die Here sê diskrimineer teen ons mans. Chantel het sommer al 4 seisoene net in 'n uur se tyd. Arme Frikkie, jy kom ons sien hoe lyk Frikkie. Prys die Here daarvoor, man. Prys die Here daarvoor. Hy sê, maar ek wil gou vir jou sê, maar die Here wil hê, in hierdie seisoen wat jy is, moet jy ook vrolik wees. Al gaan jy deur wat se tydperk in hierdie seisoen van jou, sê hy vir jou, hy sê in vers 4, in Prediker 3:4, hy sê, daar's 'n tyd om te ween en 'n tyd om te lag. En dit is wat hy wil hê ek en jy moet doen. Ons moet daardie tyd gebruik. En die tyd is om te lag, is wanneer jy gekonnekt het met Koning Jesus. Amen. Wanneer jy gekonnekt het met Koning Jesus. En jy sê vir die Here, Here, tot hier toe en nie verder nie. Here, ek is weier om verder hierdie pad te stap. En die Here sê, let me you. En die Here verander vir jou alles op sy bepaalde uur. En ek sê, Here, maar ek verstaan nie. Ek sê, Here, maar hy sê verder, luister net gewis hier verder. Hy sê, as 'n tyd om te weeklag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. Vanoggend toe ek hier so kom, ek sê ek kry koud. Ek kry koud. En ek dink dit is net of iemand wat gesê, maar dan moet ons spring vanoggend van met praise and worship. Jy kan nie stil staan nie, want jy wil hê jy moet opgewonde wees. En Jesus sê, ons moet van vreugde rondspring. En wanneer jy worship tot die Here, dan staan ek en jy hierso, as ons heil, ons ween. Amen. En ons kyk weer terug in dieselfde ou groef, in jouselfde seisoen. Amen. Ons los nie agter wat moet agtergelos raak. Want hy sê, ek wil jou nie maak. Hy sê, ek wil jou uitskuif. Ek wil van jou iets anders te gee. Ek wil jou op 'n ander pad sit. Hy het 'n volgende uitdaging vir my en vir jou. 'n Seisoen is 'n uitdaging. En om in daardie seisoen te wandel, is wat jy van dit maak in jou lewe. Jy wat daai seisoen maak wat dit is. En ek het al baie met die Here. Ek beloof vir julle, ek redeneer met die Here. Ek staan koppe met hom. Ek sê amper vir die Here soos wat Krokkie vir my sê, "Oupa, jou tande gaan bloei hoor." Dan sê ek, "Here, lyk nou ons gaan mekaar se tande laat bloei." Dan kom dit altyd net weer terug. Jy is die ene wat dit veroorsaak. Jy is die ene wat dit oor jouself bring. Jy is die ene wat bepaal wat hier gebeur. So wanneer is jy van plan om te sê, Here, ek wil vandag knip. Here, ek wil vandag knip. Ek wil vandag loskom uit hierdie seisoen van my lewe uit. Jy weet presies wat in jou lewe aangaan. Jy weet presies met wat se intimiteit jy besig is. Ek gaan dit so noem. Jy is besig met intimiteit wat nie met God is nie. Amen. Jy weet presies waarmee jy besig is. Amen. Jou soultie is een wat jy self moet breek. Amen. Pastoor, nee, vergeet die pastoor, vergeet die apostel, vergeet dit en vergeet dat. Begin jy God aan te roep, Rabboni, Rabboni, Rabboni. My God, ek roep na U. En hy sal jou aan, as jy stil raak om te luister. Hy sal na jou luister.
En ek wil vandag vir jou sê, soos wat hy sê verder in vers 2, hy sê, daar's 'n tyd om te plant, en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. Is dit nie awesome? Wat het jy in jou lewe wat geplant is, wat moet uitgeroei raak? Want daai ding wat geplant is, wat jy moet uitroei, is besig om jou oes te verwrig, te versmoor. Jy kan nie 'n oes kry wat jy geplant het op die land nie. Jy's besig om dit te verwoes. Die woord van God sê dit vir my nie duidelik. Ons het op ons huis is die klein jakkalsies, wat sy storie? Klein jakkalsies, wat die land aan die wat die wingerd verniel, of die land aan die brand vernietig. Dis daar die klein jakkalkies wat geplant is in ons lewens. En ons kom nou net uit die paaskonferensie, ons kom nou net dat ons vrygemaak is, want my God en my Christus het ons vrygemaak, want hy het opgestaan uit die hemel, uit die graf uit. Sy graf is leeg. Hy het gesê ek het die dood oorwin. Hy het gesê ek het vir jou 'n nuwe lewe gegee. Ek het vir jou 'n nuwe seisoen gegee. Waarom hou jy op die ou seisoen? Amen. Ek en jy moet loskom van daardie ou seisoen. Dis 'n pad wat verby is. Is 'n pad wat moet geknip raak. En is daardie gedeelte wat jy geplant het in jou lewe, wat jy nou moet uitwoes, uitwin, of uitroei, daar is die regte woord nie woord. Jy moet dit kan uitroei. Jy self moet dit gaan uitroei. Niemand kan dit vir jou doen. Weet jy hoe gaan jy doen? Op jou knieë. In connection met God. En sê, Here, vandag maak ek 'n soul time met U. Here, vandag het ek intimiteit met U. Vandag raak ek en jy een, Here. Vandag wil ek tyd spandeer in my binnekamer met U, Here. Die deure is gesluit, die vensters is toe, niemand kan loer nie, Here. Dis net ek en U. Dis net ek en U. Maar ek en jy het nie hy tyd. Ons lewens is te besig. Ons lewens is te gejaag. Jy suster maar net. Sodat jy tot halt geroep is om weer rustig te kan raak. En hy gesig van jou weer gaan blom. Jou oë weer gaan glinster. Dis die lekkerste om saam met haar te kan bid in die oggend. Mense, ek kan dit nie vir julle beskryf. Dis die wonderbaarlikste gedeelte. En ek wil vandag vir jou sê, dit wat jy geplant het, maak seker dis oesbaar. Dit wat jy geplant het, gaan maak seker, hy word nie verdring nie. Dis dieselfde soos op die saad, wat op die grond geval het, en in die doringbosse, daai saad gaan nooit groei nie, want daai saad word verwrig, sy suurstof word gesteel deur die onkruid. En dis dieselfde die gedeelte, wat ek en jy in beweeg, in hierdie seisoen van ons. As baie mense wat nie gaan hou van hoe jy het optree, en hoe jy ding doen, wat sê God van jou? Amen. Wat sê God van jou? Ek sê altyd, ek gee nie om wat die mens van my dink nie. Maar wat dink God van my? Want as God iets van my dink, as God my hoog ag, dan gaan die mens kan sien wat God is in my. Dan gaan die mens kan sien, maar hoor jy, my God leef in my. Is 'n seisoen wat ek spandeer met my Here. Dis nie altyd maklik nie. Want jy nog steeds hier jou oesie wat hier langs die pad lê, wat moet uitgeroei raak, maar ek wil dit nog nie uitroei nie, Here, want hierdie seisoen van my Here is so nog, op sy lekkerste. Op sy lekkerste. Ons wil dit een kant beskryf. En die Here sê, Here, U het gesê, alles het 'n bepaalde uur. U het gesê, 2 Petrus 3 vers 8 het U gesê, Here, 1000 jaar is soos 'n dag. 'n dag is soos 1000 jaar, of 1000 uur. Hierdie selfde uur kan by die Here 1000 uur wees. Dieselfde 1000 uur kan 1 uur by die Here wees. Maar jy gaan dit bepaal, wanneer jy voor hom gaan lê, wanneer jy voor hom gaan stil raak, wanneer jy vir hom gaan sê, Here, ek kan nie meer. Here, ek is moeg. Here, ek wil opgee.
Ek weet, ek het dit gesê. Tot nou in hierdie tydperk, die bediening wil verlaat het ek het vir die Here gesê, ek is klaar. Wie wat sê die Here? Maar ek is nie klaar met jou nie. Ek is nie klaar met jou nie. Jy het dit geplant in jou lewe. Jy moet dit uitroei. So ek wil vandag vir jou sê, maak jou seisoen klaar, waarin jy is. Want God het gesê, my seun het vir jou opgestaan, my seun het vir jou die dood oorwin, my seun het gekom om vir jou 'n nuwe lewe te gee. So hy wil vir jou 'n nuwe seisoen gee. Halleluja. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop by Lukas, Luke 5. Luke 5. Ons gaan vandag so 322 teksies gebruik, want ek nou terwyl net siek was, het sy bietjie kennis het bietjie verlaag, so ek moet dit nou eers weer opskerp vir haar kennis van die Bybel. Halleluja, prys die Here. Mense, kan ons asseblief vir Tannie Amanda 'n mooi groot Bybel koop? Asseblief, die kerk, kry net vir haar groot Bybel asseblief. Kyk. Sien jy weer? Hoekom 2 Bybels? Jy lees die Bybel, jy soos ek. Fact check jou was. Jy wil nou weer met wie sit in die kerk en lieg. Kom ons kry vir Tannie by Amanda se lanke Bybel ons opkom, wil hom op hier in kry. Asseblief, dankie Christen. Want ek sien sy sukkel om in daai Bybeltjie te sien. Want glo vir my, ek sal ook sukkel van die Amanda. Ek het gister vir Juliet gesê, toe ek en sy praat en sê, "Pa, jy weet jy het 'n vergrootglas nodig om soos wat dit oor jou lewe gaan, so jy het 'n vergrootglas nodig binne in daai Bybel." Prys die Here. Lukas 5, Luke 5. Hoor gou hierdie verhaaltjie. Hy sê, vers 36. En hy het ook aan hulle gelykenis vertel. Niemand sit 'n lap van 'n nuwe kleed op 'n ou kleed nie. Anders skeur die nuwe een ook. En die lap van die nuwe kom af. Pas nie by die ou nie. Lees vers 37. En niemand gooi nuwe wyn in 'n ou leersak nie. Hy sê, anders sal die nuwe wyn die sakke skeur. Nou, wanneer Jesus jou wil vat na 'n nuwe seisoen toe, hoekom wil jy nou hierdie ou geplant saamvat? Hoekom wil jy dit saam met jou sleep? Want hy het gesê, my seun het uit die graf uit opgestaan, die graf is leeg. So hoekom wil ek jy dit saamvat? Los dit in daai seisoen. Daai seisoen is verby. Jy het mos nou vir die Here gesê, Here, ek breek hierdie sondaai vandag in die naam van Jesus. Ek het 'n nuwe seisoen saam met U. En saam met U in hierdie nuwe seisoen, Here, wil ek beweeg. Ek kan nie met gelapte klere gaan nie, want U het my gereinig, Here. U het vir my 'n nuwe kleed gegee. Wat het gebeur met die verlore seun? Hy het hom 'n nuwe kamer gegee, kyk 'n nuwe kamer. Hy gee hom 'n nuwe kleed. So God wil vir jou 'n nuwe kleed gee vandag. Hy wil vir jou nuwe skoene gee. Hy wil vir jou 'n nuwe ring gee. Amen. Hoekom wil jy die oues nie? As hy jou nuut gaan maak. Amen. Hoekom wil jy die oues verval as hy vir jou 'n nuwe lewe gee? Amen. Hoekom wil jy nog steeds in hierdie seisoen wees en 'n bedelaar wees? As hy sê in 'n nuwe seisoen, gee ek jou 'n skat ryk. Maak ek jou ryk. Want jy het opgestaan. Hy leef, hy het opgestaan. Hy sê verder, dan vers 67, hy sê, anders sal die nuwe wyn die sakke skeur, en dit sal uitloop, en die sakke sal vergaan. Dis presies wat nou gebeur. In jou vorige seisoen is jy geplant en jy het nie gegaan om dit uit te roei nie. Hoekom nie? Want ek wil dit saamsleep. Is dieselfde soos wat ons baie kere sê, jy moet gaan en jy moet gaan repent. Jy moet voor die Here gaan lê. Los dit by die Here. As jy by die Here gelos het, dan sê jy soos mamma beer, kom my hondjies, kom saam. En dan hondjies pas op. Maar jy het gedink hierdie hondjie gaan jou oppas, hy gaan jou nie oppas nie. Hy gaan jou hakskeen byt. Hierdie hondjie wat jy so saamsleep, wat jy nie by God wil gelos het nie, gaan jou ergens along the line, gaan jou aan die hakskeen byt.
En die Here sê, hoeveel keer het ek jou nie gewaarsku? Hoeveel keer het ek jou nie gewaarsku? Julle weet almal ek is ryk. En julle kan nie ryk nie. Sê gou vir my, hoe ryk drank? Stink het? En sigarette? Hoe ryk dit? Akelig. Jy wat skinder? Hoe ryk dit? En jy, wat die Here in die bek, in die rug steek? Hoe ryk dit? Want jy sien, dit is daai seisoen wat jy hem geplant het. En hy sê trek uit. Maak skoon. Maak skoon. En wat het Jesus gedoen? Hy het vir my en jou gaan skoonmaak. Wat so gentleman is hy? Ek gaan 'n helly vir Christine gaan skoonmaak. Hoekom sê ek ons eie ons is uitsorteer? Hoekom moet ek dit vir gaan doen? Jesus het gesê, nee, ek Christientjie, ek doen dit vir jou. Maar wat moet Christientjie nou doen? Ek is so bly sy slip. Dit wonder daai vrou so lief. So wonderlik. Maar ek het nou eendag met ek en sy gepraat en sê, "Jesus my engel." Die mense moet seker dink ek is hardop, maar ek en sy kom al 14 jaar en ek weet ek kan haar gebruik om op pad te pik. Ja, ek sê dit vir 1000 keer 'n dag, jou keuse. Dis jou keuse. Moenie met my kom nou nie, is jou keuse, Christine. Jy het gekies om 'n pil te drink, nie ek nie. Jy het gekies om 'n dag gesond te rook, nie ek nie, Christine. Jy het gekies, Christine, om jou man te slaan met 'n baseballbat, nie ek nie, Christine. Ai nee, ek maak 'n grapie, hy net. Prys die Here, prys die Here. Maar ons kom nou by jou nuwe seisoen waar die Here gesê het, hy waarsku vir my en jou in Lukas, hy sê, jy kan nie jou klere lap nie. Want daardie ou klere van jou is al gemis. Daai ou klere van jou het al uitgetorring. Daai ou klere van jou is stikkend. En dan het jy al gesien hoe lyk dit as hy gaan lap raak. En wanneer hy net so klein bietjie trek, dan trek hy uit sy garing uit. Dit is so, my onderbroeke lyk ook so. Okay, nou kan jy by nou ag julle wat julle sit so ernstig hierso. Prys die Here. En ek wil vandag vir jou sê, luister mooi wat ek vandag vir jou wil sê, jy kan nie met gelapte klere loop as die Here jou vrygemaak het nie. As die Here vir jou gesê, ek gee vir jou 'n nuwe seisoen in jou lewe nie. Hy sê, maar dit wat ek vir jou gee is nuut. Amen. Dit wat ek jou gegee het is nuut. Maar nuwe wyn, vers 38, moet in nuwe sakke gegooi word en albei word saam daarop. Waarasop. Jesus gee vir jou nuwe lewe, jy aanvaar 'n nuwe lewe. Jy aanvaar 'n nuwe lewe, julle word een. En julle beweeg saam. Amen? Amen. Dit is wat Jesus wil hê ek en jy moet doen. Daarom wil hy hê ek en jy moet van seisoen na seisoen beweeg. Julle het al gehoor as ons bid, dan sê ons Vader, vat ons in ons geloofslewe, take us to the supernatural. No Lord, I want to be in the supernatural. No Lord, I want to be in the heavenlies. En jy kan nie na die supernatural toe gaan as jy nog nie gedeel het hierso met die natural nie. As jy nog hieronder sukkel, kan God jou nie verhoog na die supernatural toe nie. Hy kan jou nie verhoog na die heavenlies toe nie, want jy kan dit nie hanteer nie. Want hoekom nie? Want jy dra nog alles saam met jou wat in jou ou seisoen gewees het, terwyl hy vir jou 'n nuwe seisoen gegee het wat jy nie geaanvaar het nie. Amen. Halleluja. Amen. Dan gaan nou Lukas 2, Luke 2. Ek wil gou iets wys. Want ek het vir jou gesê, die Here wil hê, ons moet gelukkig wees. Die Here wil hê, ons moet opgewonde wees, om in hierdie seisoene van ons te beweeg. Hoekom? Maar Here, ek kry aan swaar. Here, dit gebeur met my. Here, dat gebeur met my. Julle weet presies in wat so situasie jou lewe is. Jy weet waar jy, wat alles gebeur in jou lewe. Maar die Here sê, in daai swaar is vernuwing. In die vernuwing is blydskap. Hoekom is daar blydskap? Wil jy weet hoekom? Kyk gou, Luke 2.
Look 2. Vers 8. Hy sê, en daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle verskyn. Hoor daarso. Die heerlikheid van die Here het rondom jou verskyn. Maar nou kom die blydskap. Hoe kom jy vrolik moet? Hy sê, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie. Want kyk, ek bring vir julle goeie tyding en groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Daar vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is 'n saligmaker wat Christus die Here is. Halleluja! Daarom, hoekom wil ek jy suur wees? Hoekom wil ek jy dikbek wees? Hoekom kan ek jy nie vrolik wees in Christus nie? Want 'n seun is vir my en jou gebore met die naam van Immanuel, wat beteken God is met jou. Daarom in elke omstandighede kan ek en jy jubel en juig, maar ek en jy het gekies wat daardie onkruid wat ons geplant het, ons oordonder, want ons het dit nie uitgeroei nie. Amen. Halleluja! Amen. Daarom vergaan my en jou se seisoene van seisoen. Ons beweeg net van een seisoen na 'n ander seisoen en ons trap nog steeds klein met dieselfde tipe dinge, want ons het ons nie losgemaak van ons soul ties met die wêreld nie. Amen. Ons het nie. Ons het nie. En wie wat is die beste? Ek luister baie na Norman, sorry dat ek op jou pik Norman. Maar het is lekker om op jou te pik. Norman is stryfvol. Want kyk maar. Nou die dag toe ons by die uitreik op was. Jy sê, jy rook. Ek gooi vir jou stryd. En weet wat, ek kan jou gooi soveel as wat hy wil. Wie wat is die serdste van alles? Dankie my engel. Jou keuse. Jou keuse, wil ek aangaan saam met God? Of wil ek nie? Wil ek hierdie dinge steeds nog doen, wat my weerhou van 'n toekoms saam met Jesus? Of wil ek nie? Jou keuse. En jy weet al hierdie goed. Jy weet is verkeerd. Jy weet is verkeerd. En hy sê vir jou, daar's 'n seun vir my en jou gebore. Om in elke situasie wat ek en jy is, blydskap te hê. Jy het nie nodig om sad te wees nie. Jy het uit nodig om uit te reik na hom toe. Jy het nodig om in daai seisoen in te beweeg en te sê, Here, saam met U wil ek wees. Saam met U wil ek 'n pad stap. Saam met U, Here, wil ek intimasie hê. Saam met U, Here, is my lewe wat ek wil wandel. En so kan ons aangaan saam met U, saam met U, saam met U. Maar die keuse is, gaan ek en jy het. Want hierdie seun met die naam van Immanuel is gebore wat beteken God is met my en jou. Hy het ons nog nooit alleen gelos. So hoekom los ons hom? Hoekom wandel ons in ons seisoen sonder die Here? Hoekom wandel ons? Want hy wil hê, jy moet so opgewonde wees. Hy wil hê, jy moet so vrolik wees in hierdie seisoen van jou. Laat hy jou na 'n volgende seisoen kan beweeg, sodat jy uit die natural na die supernatural gaan in jou geestelike lewe. En wanneer jy sien in jou geestelike lewe op supernatural, jy blink uit. Hy sê, dan kan ek jou vat na die heavenlies toe. Ek kan jou na 'n volgende seisoen toe vat. But he can only do it if you allow him to do it. Amen. Hy kan dit net doen as jy hom toelaat, as jy die keuse gemaak het. Here, so wil ek lewe. So wil ek lewe. Wie wat ons grootste probleem? Wie van julle kan sê wat is ons grootste probleem? As een van hulle? Hierdie mind. Want jou eie mind, soos Frikkie gesê, jou eie ek sit hierso.
En hierdie eie ek is jou ondergang. En ek wil hierdie mindset op Elsa kom afdoen. En Elsa wil haar mindset op Juliet afdoen. Juliet wil dit op Nanette, so wil ons elkeen ons eie ding doen. Of wanneer doen ons God se ding? Ons het elkeen 'n eiertjie te lê. Maar wanneer sê ons Here, ek moet saam met jou, ja. Wanneer sê ons Here, in hierdie bepaalde uur, wil ek saam met u wandel, wat hy daar vir my sê in Prediker 3. Hy sê daarso, het 'n bepaalde uur sonder 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe. Here, ek wil hê dat ek vandag sterwe in die naam van Jesus. Here, hierdie seisoen wat ek in beweeg, jy weet presies, moet vandag eindig, Here. Here, ek het geboorte gegee aan hom, maar ek gaan ook toelaat dat hy sterwe. Romans 6 vers 4. Here, as ek saam met u kan sterwe in daai bad water, as ek kan opstaan, as ek 'n vernuwe mens, Here. Amen. Maar my seisoen, Here, moet gevul wees met u heerlikheid. Met u heerlikheid. Net jy kan dit bepaal. En God gee jou die kans. God sê vandag vir jou, ek wil vir jou losmaak. Ek wil jou losmaak van dit wat in jou lewe is. Hy wil elke binding wat aan jou gebind is, wil hy breek vandag. Want hy het vir jou 'n nuwe seisoen. En hy het dit bewerkstellig met sy seun aan die kruis. Dus sy seun alles vir jou gevat het. En hy het vir jou skoon gemaak. Dus sy seun in die graf gaan lê het, en doeke toegedraai het. En hy het vir my en jou gedoen, om vir ons 'n nuwe begin te gee, 'n nuwe seisoen te gee, 'n skoon seisoen saam met hom. So wat doen jy met hom? Ek weet dit is kort, maar ek weet dit is kragtig. Ek wil afsluit met 2 Kronieke 7 vers 2. 2 Chronicles 7 vers 2. Luister gou wat sê in 2 Kronieke 7 vers 2. En dit gaan gebeur met jou as jy Jesus toelaat om jou te vernuwe. Wanneer jy alles gebreek het, elke binding, elke saltaar, gesê, Here, dit wat ek geplant het, het ek uitgeroei. Ek gaan nou oor na 'n nuwe seisoen toe. Want u het vir my aan die kruis gesterf, u het vir my die graf oor die dood oorwin, Here. En hy sê, vers 2, hy sê, en die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan. Hoekom nie? Want die heerlikheid van die Here het daai plek gevul. Nou as die priesters nie in die huis kan ingegaan het nie, omdat daardie tempel van hom, of daardie huis gevul was met die heerlikheid van God, het jy al gedink, as jou seisoen, jou liggaam, jou tempel gevul is met die heerlikheid van God, dan is daar nie plek vir dit wat geplant is nie. Dan is daar nie plek vir iets wat uit God se lynheid is nie. Is dit nie wat God wil hê ek en jy moet doen? Wil hy nie hê ek en jy moet gaan en sê, Here, asseblief, maak hierdie tempel van my skoon nie. Here, reinig my, sodat daai heerlikheid van u oor my kan kom. Here, soos 'n wolk wat oor my kom, Here Jesus, so selfs soos in Jabes, Here, stort die seën oor my uit. Hy kan nie die seën oor jou uitstort, as daar, kom so met maar rabbies, ek sal nou op die regte woord kom, wat nog binne in jou seisoen is, wat jy nie uitgeroei is nie. Want jy gaan dit saam met jou dra. Want wanneer hy seën uitstort, en hy stort dit oor daardie goed wat jy geplant het uit, gaan dit nog steeds groei. Dit gaan daardie seën van hom gaan verdruk word. As jy reg oor kom kry, dankie mama.
Ek en jy moet gaan kyk na dit in ons lewens. Ek en jy moet gaan kyk wat wil die Here werklik hê, moet in ons lewe gebeur. In ons seisoen. Want hy sê, dis net 'n bepaalde uur lank. Hoe lyk jou bepaalde uur? En wie wat jy beste? Nie ek of jy weet. Hoe lank is daai uur? Dit kan nou gebeur. En jy is weg. En jy is verlore. Wat gaan jy dan doen? Maak reg met koning Jesus. Aanvaar hom dat hy vir jou die dood oorwin het. Aanvaar dat hy vir jou sonde gesterf het. Aanvaar dat hy die graf vir jou leeg gelos het. Om op te vaar na sy Vader toe. En hy sê, ek sit aan die regterhand van my God, sodat ek vir jou kan gaan plek voorberei. As skuif ons alweer in 'n ander seisoen uit. As skuif ons alweer in 'n ander seisoen uit. Mag julle geseënd wees. En Jesus, hy sê, ingaan nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. Hierdie huis van God moet so vervul wees van sy heerlikheid, wanneer ons daar ingestap kom, dan gaan jy kry. Wanneer jy daar ingestap kom, gaan daar nie gechit-chat word nie. Wanneer jy daar instap kom, gaan ons in die teenwoordigheid van God instap. Wanneer jy daar instap, dan begin ons al bid. As ek so praat, dan dink ek sommer dadelik terug aan jare en jare en jare terug. Ek is 'n ou NG kerkman, man. As jy na die kerk ingestap het, kon jy 'n speld gehoorval het. Jy kon 'n speld gehoorval het. So stil was het. Ek sal nooit vergeet nie. Die dag gesit dat jy nog gebid ook. Ek dink so nou my pa. Dat hy al gesit en bid. En ek en jy het vandag. En ek en jy het vandag. Ek dink een van die beste dinge wat met FJJ Ministries gebeur is toe Suster Nan het gesê, Jeba, kom vorentoe, ons gaan bid hiervoor. Ons gaan 'n bietjie die gees roer. Maar daai gees moes al geroer geraak het toe ons daar ingestap het. Toe ons daar miskien in die pad al afgery gekom het, toe moes die gees van God al begin roer. Roer. En daai vla wat gewapper raak en goed, wanneer daai vla wapper, dis wanneer daai gees, het julle volgende gevoel toe mamma beer so met afweer, so vlag, so kom swaai oor jou. Het jy het gevoel? Want as jy het nie gevoel het nie, was jy in sy teenwoordigheid. Halleluja. En dit is wat God wil hê. Hy sê vir jou, en die priesters kon nie in die huis inkom nie. Ek en jy kan nie in hierdie huis inkom as ek gevul is vir die heerlikheid van God nie. Ons gaan nie inloop nie. Ons gaan nie inseil. Hoor wat ek vir julle sê? Ons gaan op ons knieë kom en ons gaan sê, Here, ons wil U aanbid. U gaan wonderwerke gebeur. Dis 'n nuwe seisoen in my lewe. Amen. Maar wat doen ons vir daai seisoen? Wat doen ons uit, luisters? Mag ek jou vra, hoe lyk jou huis? Hoe lyk jou tempel? Is jou huis, jou tempel, jou liggaam? Is hy gevul vir die heerlikheid van God? Wat is in jou liggaam? Wat is in jou hart? Wat is in jou mind? Toe dinsdag aan daar lê, ek is so onrustig gewees, maar hulle kom my nie eens op 'n bed laat stil lê, dat hulle my bloeddruk vat. Hart op 200 oor, 129, 126. Ek kon nie stil rustig wees nie. Dus dit hoe moet ek en jy wees, en ons in die teenwoordigheid van God moet ingaan. En nie die teenwoordigheid van die wêreld. Yes, amen. Is dit nie wat God wil hê ek en jy moet doen nie? Toelaat dat hierdie heerlikheid in jou tempel in beweging, jou huis in beweging. Amen. En dan oorskadu nie. Wat straal jy uit? Nog 'n seisoen. En
Daai seisoen, wat gaan jy uitstraal? Wat gaan jy uitstraal? Gaan jy vir Jesus uitstraal? Gaan jy vol van sy heerlikheid wees? Gaan jy aanvaar dat sy heerlikheid jou oorheers? Gesê het, jy is geval. Jy het 'n passie. Lord, I want to go to the supernatural. I want to go to the heavens. I want to dwell there. Rondbeweeg. Maar jy sien, ek het ook tot 'n besef gekom, dit kan nie met my en jou gebeur nie, want ons spandeer nie tyd met hom nie. Amen. En hoe minder tyd jy met hom spandeer, hoe minder gaan dit in jou lewe gebeur. En ek dink baie aan my, en ek gebruik myself as 'n voorbeeld. Ek dink baie, as jy weet, as ek net klaar gebid het in die oggende, ek beloof vir julle, jy is gecharge. En dan gaan ek klim ek terug in die bed en dan draai ek so op die linkersy, dan is dit wegwêreld. Dan weet ek eers wanneer Joey in my kamer instap nie. So vas slaap ek. Papi, is al 8:00. Papi is 7:30. So lekker slaap ek. En dan kom ek by die werk en ek groet almal, dan sê ek julle moet my verskoon, ek gaan nou eens bidkamp, ek moet gaan bid. En ek is weer terug in die verteenwoordigheid van Koning Jesus. Waar binnekant. En niemand pla my nie. Ek lieg. Daai ene agterpla. En jy weet nooit wanneer sy 'n video van my jou maak nie. Maar jy daai heerlikheid van jou, van God in jou, jy wil net daar bly. En dan wonder ek as die woord van God sê, die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, want die heerlikheid van die Here het die huis gevul. Hoe gaan dit wees wanneer ons in hierdie plek instap en die gees van God is so teenwoordig, dat hy gevul voel, dat jy miskien gaan sê, ekskuus, ek wil net gou verbykom, en weet wat, dan lyk die plek presies soos wat hy vandag lyk. Maar hy gaan so gevul wees, dat jy gaan moet sê, ekskuus, ek wil net gou verbykom, verskoon my net, hoor is my sitplek hierdie, sorry, skryf. Dit is wanneer die gees van God, dit is wanneer die heerlikheid van God oor jou kom. Amen. Jy sal versadig wees. En jy sal nie kan wag om te jubel en te juig. Jy sal hy blydskap in jou hê. Daarom het hy vir ons gesê, ek gee vir julle blydskap in elke situasie, in elke seisoen. My seun is vir jou gebore, by die naam van Immanuel, God met jou. Halleluja. Amen. Nou wanneer die God met jou is jy nooit alleen. Nou dink ek so aan my song, Babbelbekkie. As 'n seun vir ons gebore, by die naam Immanuel, wat beteken God is met ons, sodat ek en jy moet weet, dat ons nooit alleen is nie. O, halleluja. Amen. Jy is nooit alleen nie. Hy skuif jou net van een seisoen na 'n ander seisoen, maar dit bepaal by jou, wat vat jy saam van seisoen tot seisoen. Ek wil vandag vir jou sê, God is so duisend. Sny. Maak vry. Maak skoon. Dit wat jy geplant het, die woord sê dit wat jy geplant het, trek uit, groei uit. Groei uit. En vat sy heerlikheid, vervang het met sy heerlikheid. Hier sê die woord van God het vir ons in 2 Kronieke 7:2. Hy sê, en jy sal vervul wees met die koning, met sy heerlikheid. Jou huis sal vervul wees met die heerlikheid. Het julle gedink, ons is so 20. Het jy al gedink as hierdie 20 gevul is met die heerlikheid van God, wat gaan hier gebeur? Halleluja. Amen. As hierdie, hoor wat ek sê, as hierdie 20 wat hier is, gevul is met die heerlikheid van God, gaan nie een van ons loop nie. Amen. Ons gaan lê. Amen. Ek wil vandag het oor julle uitspreek. Maar die seën van God se heerlikheid oor elkeen van julle neerval. Laat julle dit aanvaar
dat dit julle eie maak. En vir die Here sê, Here, ek is klaar met die ou dinge. Here, ek het nou afgesny. Ek het nou afgesny van die ou dinge, van die ou soul ties goeders, want Here, ek like die woorde. En dan kan niemand kwaad wees as jy van sonde praat nie. Want hulle raak so vinnig kwaad, nee. Hy sê, vers 2, hy sê, daar is 'n tyd om gebore te word. Here, maar vandag wil ek nie gebore wees. In hierdie seisoen. En hy sê, as 'n tyd om te sterwe, Here, vandag sterwe my ou seisoen in my lewe. Vandag maak ek klaar. Nie môre nie, nie oor 'n uur nie, nou. In die naam van Jesus. En hy sê, en as 'n tyd om te plant, Here, dit wat ek vandag gaan plant, is die heerlikheid van God. Here, dit wat ek vandag plant, is u heerlikheid wat oor my moet kom, oor my gesin moet kom, my vriendekring moet kom, oor my gemeente moet kom, Here, wat gevul moet raak, so wanneer ek in die huis van die Here inbeweeg, en ek sê, askies. As Jakobus sê, die gebed van 'n regverdige het vurige krag, dan moet hy ons gelyk staan, wat hy sê in 2 Kronieke 7:2, en jou huis sal gevul wees met die heerlikheid van God. Is ek reg? Is ek verkeerd? Vul jou huis vandag. En dan sê hy vir jou verder, as 'n tyd om uit te roei, ergens in jou lewe kom alweer onkruid op. Maar jy gaan bepaal of daai onkruid jou oes gaan verdruk, gaan versmoor of wat ook al. Jy gaan dit bepaal. Want hoe gouer jy daai wat noem jy goed, Roundup gaan spuit nie. Soos Roundup het by Peter. So gou as wat jy daai onkruiddoder gaan gooi en hom verwoes, hoe gouer gaan jou lewe in orde kom. Hoe mooier gaan daai oes wees wat jy geplant het. Want God se heerlikheid staan bo alles uit. God se heerlikheid is die lig van die wêreld. Ons het dinsdag aand, ons 'n awesome tyd gehad. Ek weet nie wat julle sê wat hier was in die Bybelstudie nie. En ons het gepraat oor wat is oor die heerlikheid, die koninkryk van God. En ons kom toe agter, maar die koninkryk van God is ons, leef ons binnekant jou. Jy het geweet, die woord sê dit. En Willem, toe kom ons agter, die koninkryk is ook die lig van die wêreld. So wat is sy heerlikheid? Sy liefde, sy genade, dit wat hy vir jou aan die kruis gedoen het, en hy gee alles vir jou. Alles. Mag julle geseënd wees in die naam van Koning Jesus. Ek wil vandag jou uitnooi. As daar 'n binding is in jou lewe, breek hom vandag. As jy wil hê ek moet saam jou bid, gaan ek saam jou bid, maar gaan nie vir jou bid nie. Jy moet dit self doen. Ek wil saam jou bid. Ek wil jou support. Ek wil jou support. Ek wil jou support. Wanneer is Moedersdag? Volgende Sondag. Wie? Asseblief volgende Sondag met ons nagmaal doen. Asseblief net nou. En as 'n spesiale prediker vir julle vir ons. Ken julle? Die Iwe. Give him applaus. Ek wil jy wil huis toe gaan. En ek wil jy moet vanaf voor jy huis toe gaan, moet jy vir die Here sê, Here. Something is not right. Something is not right. Ek kan nie glo ek is die enigste wat die hele tyd moet sê, Here, jy is iets verkeerd, Here, jy is iets verkeerd, asseblief, Here. Maar okay, as dit ek is, dan is dit net ek. Maar die Here moet regmaak, die Here moet skoonmaak. Maar ek het hom geherken.
wat hy vir my in die kruis gesterf. Ek het erken, Here, dat U my sonde weggewas het. Ek het erken dat hy die dood oorwin het. Soos elke siekte in jou lewe, het hy vir jou genesing gebring. Elke siekte in jou lewe. Dis wat jy gaan met maak. Daai sis wat langs jou sit, wat so in die Here wandel, sy kan vir jou bid, sy kan vir jou hande oplê, sy kan vir jou alles doen profeteer, sy kan genesing spreek in die naam van Jesus en jy is gesond. Maar as jy dit kan vat, het ons 'n probleem. Jy wil dit jou nou maak. Ons the master is calling. Gouer as wat jy gedink het. En dit geld vir elkeen van ons. The master is calling. And I say, I want to take you away. I want to give you a new season in your life. But I can't give you a new season because there's some dead that is still coming with you. You bring it all along with you. You never leave it alone. He said you can do it today. Jy kan vandag skoonmaak wat moet skoongemaak het. In Jesus. Sê, Here, bring U heerlikheid oor my. En ek kan net daai heerlikheid bring as jy los is van alles. Hoor wat ek sê. Jy bepaal dit self. Mag ek geseënd is in die naam van Koning Jesus. Here, daar waar elkeen nou sit. Here, daar waar miskien in van hulle ons lewens is, Here, wat ons nog steeds geplant het, maar ons het nooit uitgeroei nie, Here. Here, en ek wil so graag hê, U moet my verder vat, U moet my na volgende seisoen in my lewe toe vat, Here. Maar 'n seisoen, soos jy die woord van God sê, Here, wat gevul is met U heerlikheid, Here. Here, ek wil wees soos 'n nuwe wynsak met vars wyn, Here, wat saam sal beweeg, sodat ek en U saam kan wees, Here. Ek wil wees soos daai nuwe garment, that new garment, Lord, wat U vir die verlore seun gegee het. U het dit aangetrek vir hom. U het nie gesê, hou jou vuil klere aan nie. U het nie gesê, kom ek lap daai stukke klere, wat deur die varke miskien verskeer is nie. U sê, ek kom vandag om jou nuut te maak in Christus. I prepare you for a new season. Lord, all that I can ask today is that you can touch them. Touch them, touch them, touch them. Lord, all that I can ask is that your Spirit will dwell among us and never leave us. And let us make your Spirit our Spirit. Sodat ons in U kan wandel. Daarom bid ek oor FJL Ministries, Here, dat hierdie huis gevul sal wees met U heerlikheid. Dat elkeen wat teenwoordig is, Here, gevul sal wees met U heerlikheid. En dat ons sal sê, ekskuus, ek moet verbykom. Soos vir die heerlikheid hierdie plek sal vul. Vader, daarom loof ek U, daarom prys ek U, daarom eer ek U, Here. En ek bid dit in die almagtige naam, in die enigste drie lewende God, die Vader, die Seun, die Heilige Gees, met 'n naam bo alle name, Jesus Christus. Amen. Amen. Mag julle geseënd wees in die naam van Koning Jesus. Halleluja. Ek hoop die woord het vir ons beteken. Ek hoop jy het dit ingeneem. Vanaand 6:00 is ons terug in die huis van die Here. Maar as dit
Vanaand 6 uur is ons terug in die huis van die